Goeiemiddag luisteraars. Ek is Cherie Breinhart. En langs my sit 'n wonderlike vrou, ma, huweliksmaat en radioomroeper Familie FM, Madeleine Nudee. Goeiemiddag Madeleine. Hallo Cherie. Madeleine, ons gaan vandag bietjie gesels oor die vele rolle wat jy en baie ander vroue in vandag se lewe speel. Ek sien dat my sissies baie besig is en hulle kom nie by alles uit nie. So wil jy nie asseblief met ons deel wat jou rol elke dag behels nie. Kom ons begin met jou rol as ma. Wel Cherie, ek het nou net so ek was vreeslik op my senuwees vir hierdie podcast, want ek is gewoonlik agter die skerms en ek dink toe ek gaan nou vir my dogtertjie vandag vra. Hoe sien sy nou vir my as 'n ma? En Nimmerie het na my gekyk en sy het vir my gesê, mamma is 'n verskriklike besige mamma. Ek is 'n baie besige mamma, maar mamma is altyd daar vir my. En ek dink dit is die heel grootste rol wat jy kan speel, is, dit maak nie saak hoe besig jy is nie, jy moet net altyd daar wees vir jou kinders, en jou kinders moet dit voel, jou kinders moet voel, daar's genoeg liefde, daar's genoeg vertroue, mamma sal altyd opdaag, soos sy sê ook, mamma is altyd by my atletiek, en al moet ons soontoe jaag, en ons jaag soontoe, mamma is altyd daar. En dit maak my eintlik 'n vreeslik emosioneel, want dit is eintlik vir my so mooi om dit uit my dogtertjie se mond uit te kon hoor. Ja. Dit maak nie saak hoe besig is jy nie. Ek dink 'n ma-rol moet 'n kind moet weet jy sal altyd opdaag. 'n Ma-rol is daar om op te daag, te beskerm, lief te hê, te koester, te troos, you name it. En ek catspot my altyd, sy sê vir my, wat laat jy mamma te veel? Ek mamma te veel, ek mamma die almal hier by Milie en ek mamma almal daar by die koshuis en ek mamma almal by my huis en oral waar kom, ek het 'n mamma hart. Ek het 'n mamma hart en ek wil graag my mamma hart met mense deel. So as jy jou dogtertjies nou bederf, hoe bederf jy jou dogtertjies? Sê ek glo nie in bederf nie. Ek glo glad nie in bederf nie. Ek glo in net baie liefde gee. As Nimmerie of Aria presteer in die skool, daar's altyd trots en daar's soveel liefde, maar daar's nie somme wat ek in 'n winkel ingaan en ek gaan koop vir hulle persentjie nie. Dit gaan nie, ek is nie daai tipe ma. Ek voel partykeer baie sleg daaroor, maar ek is nie 'n ma wat geskenkies uitdeel nie. Ek is 'n word of affirmation mamma. So ek sal vir hulle ongelooflik baie liefde gee en ek dink dit is die bederfie. Ja. Daar sal partykeer wat 'n mens sê, kom ons gaan vir 'n bederfie en ons gaan McDonald's toe en ons gaan kry 'n roomys. Ja. Maar ek voel Dis lekker. vir my as mamma bederf dit kan baie gevaarlik raak. Okay, ja. Ek voel bederfies kan baie gevaarlik raak op 'n stadium. Ja. Soveel liefde jy gee, hoe beter. Ja. 'n Liefde is 'n bederfie. Ja, gaan my ma altyd spesiale tye saam, as ons saam ons naslaat doen en ons saam ons hare laat maak en Tyd saam spandeer. tyd saam spandeer. Dit is vir my die bederf daar agter. Ja. Dit hoef nie altyd 'n geskenk te wees of in 'n winkel in te gaan en jy het presteer, nou moet jy 'n persent kry nie. Ja. Nou Madeleine, ek sien dit klink van baie harde werk om kinders maar groot te maak. Maar vertel ons asseblief nou van jou rol as vrou van jou man. Ek dink ek speel maar 'n ma-rol ook daar partykeer. Ek dink ons vrouens is vreeslik hard op onsself. Jy wil die perfekte ma wees, jy wil die perfekte besigheidsvrou wees, jy wil die perfekte vrou wees vir jou man. En ek dink my man is ook besig om deur so journey te gaan hier by ons kerkie by Lewende Woord om Quest. En ek dink dit maak my rol as vrou baie makliker as die manrol klaar reg is. Dan maak dit vir my baie makliker. My rol vir hom is ook beskermer en ek moet hom koester, ek moet hom lief hê, ek moet hom en hy ook. Ek dink nie ek en my man het al ooit beklei oor geld nie. Ons ken mekaar al vandat ek was 15 en hy was 14. So ons het saam groot geword. Ons het stap al so 'n lang pad met mekaar. So ek dink dis moeilik om daai rol op te som. Ek dink jy moet alles wees van jou man vir jou man en hy moet alles wees vir jou. Ja. Van 'n beskermer, van 'n huismaker. Ek sê altyd ek en hy maak die perfekte partnership. Want as soos ek het hom nou ook te bel ek om te sê, liefie, hoorie, ek hardloop laat, kan jy net vir die kinders gou ietsie aan mekaar slaan? Hulle moet eet en dan moet ons weer ry en dan sit weer aan die gang en hy's nie
'n boe of 'n baan nie, dis reg my skat, ek maak gou-gou vir die kinders kos. Oh, Daar's nie van, jy het 'n rol as 'n vrou nie, dit is wat jy moet doen nie, en ek het 'n rol as 'n man nie. ja. Ons is 'n baie groot partnership, ek en my man. Daar is baie dele wat ek sê, ek het 'n preek eendag geluister wat hulle gesê die ma is gewoonlik die hoof van die huis, maar die pa is die hoof van die gesin. So pappa maak maar die groot besluite, maar wat ook al gordyne gehang word of wat ons vanaand gaan eet is maar my besluit. So Ja. ons het nie drama as dit kom by sulke goeders Okay, nie. maar ek weet jy is baie besig hier by my. Ek weet jy is baie besig by Millie FM en jy is besig met jou kinders, met skoolry en so aan. Maar as jy nou alleen tyd spandeer saam met jou man, wat doen jy gewoonlik dan saam met jou man? Ek en my man koffie. Ons het dit nou begin. Ons het by 'n pel van ons gehoor, ons moet tyd maak vir onsself en ons moet koffie, want daar is nie tussen my en my man is daar nie baie vrye tyd nie, met die kinders en die rondry en Millie, hy word baie ingetrek. En ek dink waar ons baie tyd saam spandeer is by my werk of by sy werk en die kinders word ingetrek by die werk ook. So ek sê altyd hulle is die twee groot mieliepitte hierso by Millie FM. En weet hy word ingetrek om die klank te doen. So ons spandeer baie tyd by ons werke saam, maar waar die kosbaarste tyd inkom, soos toe hy nou gisterand by die huis aankom na die quest. Ek dink ons het vir 'n uur en 'n half net gesit en gesels oor wat hy geleer het en ek dink daai is ons kos. Of as ons ry om die kinders te gaan haal, daai bietjie in die kar en musiek luister, daai alleen tydjie wat ons het, al is dit net 5 minute of 3 minute, dis kosbaar. Dis Ja. baie kosbaar. Okay, soos ek verstaan werk jy nou hier by Millie FM as radioomroeper. So wat is jou rol hierso by Millie FM? Ek is maar 'n jack of all trades, soos wat ek nou vir jou gesê het, as ek mamma maar almal hierso. Hulle noem my mamma Madeleine en ek is 'n bemarker hierso. Ons doen omroeperwerk hierso. So ons doen events. Ons doen maar ietsie van alles. Jy weet, ons die Okay. besigheid is ook maar nog in 'n beginstadium. Ons bestaan nou net 'n jaar en 'n half. So ons is aan die gang. Ons moet maar alles doen. Ja. So dan word die kinders ook ingetrek. Is die beste leier wat jy kan kry. Nou, vertel vir die luisteraars, hoe het Millie FM nou eintlik begin? Millie FM het begin deur Andrew Bartlett en Willie Grewe wat gesit en gesels het eendag en hulle het net gesê, weet kom ons begin 'n radiostasie. En van daar af het die droom net gegroei en op die einde van die dag, ek dink ek het op dag 1 nie 'n week voordat ons Millie FM amptelik op die lug gekom het man is eintlik 'n vreeslike snaakse storie. Ek het van Allewalafina toe getrek en ek het klare werk gehad by 'n haarkapper hier in die stad. En toe ek daar instap, toe is asof die Heilige Gees nog nooit so op my geskree het, jy moenie hier wees nie. En vreeslik daaroor gehuil, baie daaroor gebid en my broer bel my die volgende dag en hy sê vir my, sis, hoorie, kom na hierdie huis toe, ek wil jou net gou aan 'n paar mense voorstel. En ek stap hier in, ek het die kinders in die kar, ek het hulle nou net opgetel van die skool, dis een van daai mal dae. En hy sê vir my, hierso is van 9 tot 12 is daar 'n slot vir jou oop as 'n omroeper hier by Millie FM. En dis presies in die tyd wat ek kan, want ek kan nie in die middag nie, want ek het die kinders in die middag. En dis asof die Here my net hiernatoe gelei het. So, en ja, ek dink ek het 'n week voor Millie FM toe het ons gekom vir training en toe het Johan vir my gesê, okay, is jy reg? En toe gaan ons. En toe sê ek van daar af is ek een van die mieliepitte. Dit was seker lekker vir jou, was dit Dit was scary, dit was nogal scary, Sherry. Dit is daai eerste keer wat Johan vir jou sê, luister, sit op die oorfone, hier gaan jy. Jy weet, en ek het geen training van niks nie, so dit was scary, maar dit was ook lekker want ek kon ek sê altyd vir Andrew ook, dit voel vir my hierso kan ek myself kom wees. Ja. By my dogtertjies is in Oranje, maar by Oranje is ek 'n Oranje mamma. Ja. By die huis is ek gewoonlik sonder skoene en in die oudste klere wat ek het en ek is net myself daar. Maar hier by Millie FM het ek myself weer gevind. Na hoeveel jaar wat ek 'n skoondogter, dogter, haarkapper, vriendin en hier was hier nie 'n label vir my nie. En hier kon ek myself net weer ontdek. Ja. Sjoe, dis Ja. wonderlik. Nou ons gesels baie met jou en jou liefde vir die Here is altyd vir my baie opvallend. Deel asseblief met die luisteraars hoe belangrik jou rol as kind van die Here is. Daar is nie 'n belangrike rol nie.
Daar is nie 'n belangriker rol in hierdie wêreld as jy as 'n kind van die Here nie. As jy 'n kind in my hart en in my opinie, ek weet daar's seker maar mense wat met my sal verskil, maar as jou hart met die Here reg is, gaan jou verhoudings in plek val. Jou kinders gaan reg opgevoed wees, jou huwelik gaan reg wees, jou werk gaan reg wees, want jy is 'n kind van die Here. Ja. Jy is hoe kan ek dit nou stel, 'n mooi stel, ons praat ook altyd van daai driehoek. Daai driehoek is hoe nader jy en jou man beweeg aan die Here, hoe beter is dit. Jy weet dit is jou kinders is net reg. Alles val net in plek as jy 'n ongelooflike eerlike oneindige pad stap met die Here. Ja, apart loop ek baie stap maar gesê met die Here voordat ek praat, wat ek altyd dat die Here my moet help. Daar's min tyd, soos wat ons nou ook oor gepraat het. 'n Mamma het min tyd. So gewoonlik jy's so moeg in die aand as jy by die huis aankom. So ek raak gewoonlik aan die slaap as ek my Bybel lees. Maar as ek staan en wasgoed ophang, gou vinnig tussendeur, dan is ek besig om te bid. As ek besig is om te ry met die kinders, is ek besig om te bid. En ek bid altyd die bloed van Jesus Christus oor my familie en mense wat ek ken en my naaste en die werk en ja, so ek is gedurig besig om met die Here te gesels. Of ek nou fisies met my Bybel sit of nie, ek is fisies die hele dag besig met die Here. Ja. My kinders is 'n produk van die Here. My huwelik is 'n produk van die Here. Dis 'n geskenk wat die Here vir my gegee het, so ek moet dit koester. My werk wat ek het, die mense wat elke liewe dag op my pad gestuur word, voel ek stuur die Here vir my vir 'n rede. En ek moet werk daaraan en dit is vir my 'n groot ding. Vir my die heel grootste ding van Christendom is disippelskap. Ja. Jy moet verhoudings opbou. Dit is waaroor dit alles gaan. Is die verhoudings wat jy opbou en die lig wat jy daar buitekant is, wat jy vir mense kan wees. Wat jy vir mense kan wees deur die Here. Jy is net 'n wessel. Jy is net hierdie ou stukkie lappie en die Here gebruik vir jou. So ja, ek voel dis die heel belangrikste rol in die wêreld is om 'n kind van die Here te wees. Ja. Nou liewe Madeleine, jou lewe is baie vol. So wat doen jy in jou vrye tyd? Dis nou as jy vrye tyd het. My ma praat van me time. So dit was gewoonlik wanneer ons geslaap het. So wat doen jy om jou eie menswees rustig en gelukkig te maak? So, Cherie, daar is regtig nie. Ek voel vir jou of ek vir jou kan vra, is dit iets wat jy kan eet? Vrye tyd is baie min by my. Ek dink hoe jonger jou kinders ook is, hoe erger is dit, want dit weet jy moet 'n deeltjie wees vir almal. So en elkeen soek 'n stukkie van jou. So daar is baie min tyd wat ek het vir myself. Soos ek vir jou soos wat ek nou vir jou gesê het, hier by Millie, die malligheid wat hier aangaan, dis nou nie al ek alleen nie, maar dit is ook weer waar ek my kos kry. Met my kinders, as ons besig is om te ry in die kar en ons sing en ons baljaar en ons worship in die kar, dis waar ek my kos kry. So ja, daar's min vrye tyd. So my vrye tyd is as ek slaap. Dis lekker. Ek hou van slaap. Ek love my slaapie. Ek love my slaapie en veral as dit so donder weer. As die donder weer op sy hardste is, dan slaap ek die lekkerste. Ja, ek meer as ek slaap as ek in die boot ry, want dan weeg hy. O, dan weeg jy jou. Ja, dit kan ook werk. Dit kan ook werk. Dis vir my so lekker om met jou te gesels vandag. Daar is soveel mammas daar buite wat soms swaar kry om alles te doen in vandag se lewe. Ek wil vir hulle sê, soms moet julle net weet hoe bevoorreg julle is om julle rolle te speel. Ek sien julle raak en waardeer wat julle doen. Mag die Here julle die krag gee om net die beste jy te wees wat jy kan wees. Madeleine, baie dankie dat jy jou storie met ons kom deel het. Ek waardeer dit baie. Dit is 'n groot plesier, Cherie. En as ek net nog een raad van my kant af kan gee, of as ek so bold kan wees om raad te gee, is hou op hard op jouself wees. Dit is so moeilik in elk geval daar buite. Die society daar buite, jou werk, jou mens wees, dis klaar so moeilik. So moenie nou nog hard op jouself ook wees nie. As jy jou toys uit die kot uit wil gooi, gaan doen dit. As jy iemand het waarmee jy kan gesels om net af te pak, doen dit. Dit moet dit nie inkrop nie. En ons mag moan. Ek love 'n stukkie moan en
Ek hou van 'n stukkie huil ook, Sherry. Ek Ja. love huil. Dit voel vir my ek word skoon as ek huil en as ek vir 'n rukkie nie gehuil het nie, dan gaan sit ek vir my 'n baie hartseer storie op en dan huil ek dit uit. Ja. So, ek dink net ons vrouens is baie hard op mekaar en ons is baie hard op onsself. So as ek 'n raad kan gee, kom ons bou mekaar eerder op in plaas van om mekaar af te breek. Ja, dis 'n goeie raad. Baie dankie hiervoor. Dankie, Sherry.